baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. Good morning, New Life. Again, it is so wonderful to be able to share a Sunday with you. If you are a first-time visitor at New Life, we want to make you feel extra special. So New Life has Brew Life, and Brew Life is our coffee. So please, at the end of the service, make connection with one of the ushers or just go to Brew Life Coffee Station and tell them that this is your first time here, and they would love to give you a coffee of your choice. Please feel welcome to do that at the end of the service. We have our midweek circle happening on the 8th of October and the 15th of October. There's so much hype in the media about the second coming, and that is the topic that we will be covering on those 2 Wednesdays. Buy some time out, come and join us, and let's just discuss what's happening in the world today. New Life doesn't only meet in rows on a Sunday. We have circles. Circles where you can get connected, where you can be encouraged, where you can make a friend. We have young married couples, we've got women's circles, we've got teen circles. We have the place for you to connect and to just be safe. Thank you for joining us this morning and have a wonderful Sunday further. Het is lekker om weer eens saam met te kuier op hierdie sondagoggend. En my gebed soos elke sondag is dat jy vanoggend die goedheid en die genade en die liefde van die Here sal ervaar en sal beleef. Ons gaan soos elke sondag saam bid, ons gaan saam sy woord luister, ons gaan ook saam sing vanoggend. Voor ons daartoe gaan, kom ons bid net saam. Vra dat die Here met ons sal wees en dat die Here in ons harte sal gesels vanoggend. Kom ons bid saam as ons hierdie aanlyn diens begin. Here, wat 'n wonderlike voorreg om saam te kan wees, is dit op hierdie medium vanoggend. Dankie dat U met ons gesels, Here, dat U woord oralste vanoggend is. Ons aanbid U vanoggend, ons bring ons harte, ons lewens, ons onsekerhede voor U, en ons bid vanoggend dat U teenwoordigheid met ons sal wees. Mag die Heilige Gees in ons harte wees, mag U woord met ons gesels vanoggend. Dit bid ons in Jesus wonderlike naam alleen. Amen. Kom ons gaan saam sing, en dan gaan ons na die woord luister. Here's where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is mine, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Yes, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to do, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Ons is in 'n reeks wat ons noem die gebedsstoel. Die gebedsstoel in hierdie reeks is 'n uitnodiging van die Here na jou toe, na my toe, om in sy teenwoordigheid te kom sit.
om ons vrae te bring, om ons onsekerhede te bring, om die lewe na die Here toe te bring. Die gebedstoel is 'n uitnodiging om bietjie daai polsknopie te druk op hierdie lewe. In hierdie reeks kyk ons na die gebed van Richard Foster. En Richard Foster bid 'n ongelooflike mooi gebed. En ons gebruik die voorbeelde uit hierdie gebed om ons te help om in daai gebedstoel te kom sit, om in die teenwoordigheid van die Here te sit. Richard Foster sê die volgende, hy bid die volgende, hy sê, ek lê my skoene neer, my strewe en my drome. Ek maak my horlosie los, my haastige tye. Ek haal my bril af, my eie gesigte en my eie sienings. Ek laat my pen rus, my werke en my woorde. Ek sit my sleutels neer, met sekerheid en beheer. Om stil te wees met U, is die enigste ware God. Wat 'n ongelooflike mooi gebed van Richard Foster. Die uitnodiging om by God te kom sit in 'n wêreld wat soveel van ons tyd steel en soveel van ons tyd wil hê. En dis juist wat ons oor gesels volg in die tweede gedeelte van hierdie gebed. Waar Richard Foster die volgende sê, ek maak my horlosie los in my haastige tye en kom sit in U teenwoordigheid. Om besig te wees en rond te hardloop is nie net iets wat ek en jy in hierdie moderne lewe ervaar en beleef nie. Selfs in die Bybelse tyd het mense gesukkel om die horlosie en die gejaag van hierdie lewe mekaar te kry en dit in verhouding met Jesus te bring, om met God te bring. Prediker praat die volgende oor tyd. En hy sê daar's 'n tyd vir alles en 'n bepaalde tyd vir elke saak onder die hemel. Ongelooflike stelling wat hy maak. Hy sê daar's 'n tyd vir alles. Hy sê in hierdie horlosie tyd waarin ek in jou lewe is, daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om te sterf, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd vir alles in hierdie lewe. Dan gaan die Prediker verder aan in Prediker 3 vers 11. Hy sê die volgende: maar in hierdie tyd, die tyd waarin ek en jy vasgevang is, waar ons rondhardloop, het God alles mooi gemaak op sy tyd. Wat 'n ongelooflike mooi stuk ook in die Here se woord volgens. So ons almal hardloop rond, is dit nie? Van die een punt na die ander punt, ons het te min tyd om te doen wat ons wil hê moet gebeur in ons dag. En dan moet ons nogal in 'n ry staan. En wanneer jy in die ry staan, is jy frustreerd, want jy is eintlik veronderstel om iewers anders te wees. Jy is eintlik veronderstel nog iets af te tik op jou besige dag, kalender. En dan baie keer is die internet stadig. Nee, ons is frustreerd omdat die internet stadig is, want ons het nie tyd om te wag vir die stadige goed van hierdie lewe nie, want ons is op pad iewers te heen. En so hardloop ons elke dag van ons lewens. Die ritme van die Here nooi ons uit om te doen wat ons moet doen, om te werk, om in verhouding met hom te staan, om sy medewerkers te wees. En ek dink dit is belangrik om hard te werk. Maar die Here nooi ons uit ook na 'n ander lewe, 'n belangrike lewe, om in sy tyd te leef. Nou God se tyd is anders as ons tyd, en dit het ek en jy al hoeveel keer beleef, nee, dat die Here se tyd en hoe God doen anders is as ons tye. Maar hier is die ding volgens wat die Here vir jou en vir my wil sê, dat God ons uitnooi om iewers te in 'n besige dag, in 'n besige wêreld, waar ons rondhardloop van die een plek na die ander plek, van waar die internet stadig is, van waar die ry by Nates lank is, van waar jy gaan brood koop, die vrou daarvoor wat jou help stadig is, waar die Here ons uitnooi om in al daai goeders, iewers te in jou dag, te gaan sit in sy stoel, in sy teenwoordigheid, en sekerlik een van die belangrikste goeders te doen in jou lewe op daai dag, om jou horlosie af te haal, en in sy tyd te leef. Daar's 'n storie in die Bybel, van twee mense wat ook gesukkel het met God se tyd. Hulle wou goeders doen in hulle eie tyd, en hulle wou God se tyd aanjaag. En dis die storie van Abraham en Sara. Die eerste punt wat ek vanoggend wil maak, ons horlosies, en dan gaan ek in 'n verhouding bring met die storie van Abraham en Sara, is dat ons horlosies openbaar baie keer ons rusteloosheid. Is nie so nie, ons het nou so 'n bietjie daaraan geraak, maar ons horlosies openbaar ons rusteloosheid. Prediker 3 vers 1 sê die volgende: daar is 'n tyd vir alles. Die Here sê in sy woord, daar's 'n presiese tyd vir alles. Wat jy al agterkom hoe frustreerd en rusteloos kan jy raak as dit voel asof die tyd nie vinnig genoeg verloop vir jou nie. En die storie van Abraham en van Sara is so 'n mooi voorbeeld van dit. In Genesis 12 kom die Here na Abraham toe. Hy gee hom 'n ongelooflike belofte. Hy sê Abraham, ek gaan jou seën. Ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Soos die sterre in die hemel en die sand in die see. Abraham, ek maak hier 'n ongelooflike belofte aan jou. Ek gaan vir jou 'n nageslag gee. En dan begin Abraham en Sara in hierdie belofte leef. Hulle hou vas aan hierdie belofte. Maar dan gebeur wat met ons almal gebeur. Tyd gebeur. Dit raak maandag, dit raak dinsdag, dit raak die volgende maand, dit raak die volgende jaar. En niks gebeur in Abraham en Sara se lewe nie. Hulle sien nie hierdie belofte van die Here nie.
Baie keer bevind ons onsself presies in dieselfde plek het. Daar seker goedes waarvoor ons die Here vertrou, selfs vir die Here smeek. Daar seker goedes wat ons in ons harte vasmaak. En ons hoor die Here, ons beleef die Here, maar dan lyk dit asof die Here nie deurkom vir ons nie. Die Here voorsien nie vir ons nie. Dit lyk asof, en dit voel asof die Here van ons vergeet het. En dan doen ons wat Abraham en Sarah doen, ons raak rusteloos. Want ons horlosie en God se horlosie stem nie lekker ooreen nie. En die gevaarlike ding in daai rusteloosheid is dat ons baie keer in daai rusteloosheid baie dom besluite maak. Omdat ons voel God nie voorsien op ons tydskedule nie, omdat ons voel die dinge gebeur nie vir ons vinnig genoeg nie. God se horlosie is bietjie stadig, ek moet hom bietjie aanhelp, gryp ons en maak ons 'n paar besluite wat buitekant sy wil is. En dit is presies wat Abraham en Sarah doen. Nadat die 1 jaar en die ander jaar verbygaan, raak hulle rusteloos en dan kom Sarah met hierdie, ek wil amper sê hierdie belaglike voorstel na Abraham toe en sê, luister hierso, die Here se horlosie is baie stadig. So kom ek gaan God so 'n bietjie help. Hier's Hagar, hier's my slavin. Slaap by haar en miskien is dit God se plan vir jou nageslag net. O genade. Ons rusteloosheid in hierdie lewe kos ons dan baie keer dan groot goeders in die lewe. Slegte besluite, slegte oordeel. En ongelukkig hierdie rusteloosheid het ongelooflike nagevolge in ons almal se lewens net. Abraham en Sarah raak rusteloos omdat God se tyd stadig is net. Wat is die dinge wat jou rusteloos maak vandag? Wat is die goed wat spanning bring in jou lewe? Wat is die goedes wat jou voel, die Here moet vinniger voorsien? Miskien daai werksding, miskien daai deurbraak in jou verhoudings. Miskien is jy siek vanoggend en jy vertrou die Here en dit lyk asof die Here nie deurkom nie en jy raak rusteloos en omdat jy rusteloos raak, begin jy die Here nie meer vertrou nie. Dan begin jy so 'n bietjie op jou eie krag staat maak, op jou eie besluite staat maak en begin jy die lewe so 'n bietjie anders te leef. Jy staan uit die gebedstoel uit en jy neem beheer van God se tyd. Want jy het rusteloos geraak. Dit is 'n gevaarlike plek om te leef. Die tweede deel van hierdie storie nie. Die tweede deel van God en sy tyd en sy horlosie is dat ek jy moet onthou en ons moet dit weet vandag en hierdie so 'n moeilike ding dat God se tyd is die perfekte tyd. Prediker 3 vers 11 sê dit so mooi. Hy sê God het alles mooi gemaak op sy tyd. Dit is 'n ongelooflike mooi vers dit, nê? Met 'n belofte en 'n paar herinnerings hier aan. Die belofte is die Here maak goed mooi. Daai huwelik van jou wat lyk asof jy uitmekaar uitval en nie aan mekaar wil kom weer nie. Die Here sê hy maak dit mooi. Maar hier is die ding, op sy tyd. Jou verhoudings, miskien daai kind van jou, miskien jou besigheid, miskien jou besige lewe. Kom die Here en hy sê, op my tyd voorsien ek. Op my tyd maak ek al die goed mooi wat vir jou nie mooi lyk nie. Wat vir jou die mekaar lyk en wat jou onseker maak net. Ek het 'n perfekte tyd en my perfekte tyd kom ek en ek maak alles mooi. Dit is ons almal se begeerte, nê? Is om die mooi goed van God te sien. Om die goedheid van die Here te sien. Maar om die mooi van God te sien, moet ek en jy weet dat God 'n baie spesifieke tyd het. Hoekom? Want God weet. God is by vandag en God is by môre op dieselfde oomblik. So die Here weet op die regte tyd wat om vir my en vir jou te gee. Wanneer om die goed wat vir my en vir jou lelik lyk, mooi te maak in ons lewens. En dis presies die storie van Abraham en Sarah. Abraham is 100 jaar oud en Sarah is 90 en dit is God se perfekte tyd. En hier word Isak gebore. Menslik onmoontlik, maar God se plan. En die Here wys deur sy tyd in Abraham en Sarah se lewe, ook in jou en my tyd, dat wanneer God se perfekte tyd in ons lewens geopenbaar word, dan praat dit van God se wonderwerk, God se voorsiening. Want Abraham en Sarah, menslik gesproke, was dit nie moontlik geweest nie. En die Here herinner vir Abraham en vir Sarah dat my tyd is perfek en dit wys na my toe, nie na jou toe nie. As jy goed vir die Here voor vertrou vandag, wil ek jou aanmoedig vanoggend om vas te hou daaraan en te glo dat die Here se tyd perfek is. En wanneer jy in geloof staan, dan sal jy die mooi van God sien. Baie keer sien ons die lelike goeders in ons lewens, as gevolg van ons eie besluite, ons eie goeders wat ons doen. Ons mis die mooi goed wat die Here vir ons gee. Ismael, die kind wat Abraham by Hagar gehad het, was nie God so mooi geweest nie. Isak was God so mooi geweest. Maar Abraham en Sarah kon nie wag nie. Hulle eie planne, hulle eie idee. Hulle horlosies haal hulle in, hulle is haastig, hulle wil nie op die stoel sit nie, hulle wil nie die Here se teenwoordigheid sit nie, hulle maak hulle eie planne. Miskien sit jy vanoggend in 'n plek waar jy as gevolg van jou eie planne 'n slegte situasie is vanoggend. Die Here herinner jou vanoggend om hom te vertrou, dat sy perfekte tyd in jou lewe sal geskied.
So moenie rusteloos raak nie. Vertrou dat die Here se tyd perfek is. En dan die wonderlike laaste uitnodiging na die stoel toe, en ook in die storie van Abraham en Sarah en Isak, en ook in jou en my lewe, wat hierdie oomblik ons leer, wanneer ons horlosies afhaal. Ons gebed help ons om in verhouding met die Here te staan, wanneer ons hierdie horlosie afhaal. As jy na Abraham se storie kyk, en kyk na sy lewe, dan sien jy van die mooiste openbarings wat Abraham gehad het, was in daai oomblikke gewees. Wat hy op daai stoel gaan sit het, wat hy met die Here gepraat het, wat hy toegelaat het dat die Here met hom gesels, oor sy toekoms, oor goed wat in hierdie wêreld gebeur. En dit is die uitnodiging wat die Here gee, hierdie storie van Abraham na jou en my lewe toe. Moenie rondhardloop nie, moenie jou eie planne maak nie, gaan sit op sy stoel, soos wat Abraham gesit het. En ek glo dat iewers miskien op 'n duin gaan sit daar in die woestyn, en baie mooie uitsig is wat ek en jy gehad het. Hy gaan sit, maar in daai verhouding het God met hom gepraat het, toe Abraham sy horlosie afgehaal het. So ek wil jou uitdaag, in die gebed van Richard Foster vanoggend, om nie te leef in jou tyd, en dit klink miskien so 'n bietjie vreemd vanoggend, maar in God se tyd te leef. Want wanneer ek en jy as mense in God se tyd leef, dan sien ons sy guns, sy genade, en sy voorsiening, en sy regte plan vir jou lewe. Maar wanneer ons in ons tyd leef, en ons gryp na goeders, omdat ons rusteloos is, sien ons baie keer die gevolge van ons sondes, die gevolge van ons, die goeders waar ons verslaaf is, die gevolge van ons slegte besluite. Leef in God se tyd. Ek kies vanoggend om in sy tyd te leef. Mag jy daai besluit vanoggend neem om in die Here se tyd te leef. In hierdie wêreld sê Preker, is daar 'n tyd vir alles. En God maak alles mooi op sy regte tyd vanoggend. Moenie frustreerd raak nie, en moenie jou eie planne maak nie. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend in die teenwoordigheid is, dan besluit ons vanoggend om nie in ons eie tyd te leef nie. Here, ons vra dat U ons sal vergewe, ons wil partykeer so vinnig deur ons dag hardloop. Ons is partykeer so gefrustreerd, want goed nie vinnig genoeg is in hierdie lewe nie. Mag ons onsself herinner vanoggend, Here, om in die ritme van U tyd te leef. En U tyd is soveel anders as die kultuur van hierdie wêreld. Die kultuur van hierdie wêreld het ons al so gevorm, dat ons so gefrustreerd raak met tyd. Mag ons reg leer en reg leef met die tyd wat U ons gee. Ek bid vanoggend vir elkeen van ons, Here, dat U ons sal help, dat U ons sal krag gee om ons horlosies af te haal. Dit bid ek in die naam bo elke ander naam, die naam van Jesus. Amen.